by vers 4, wil ek tog net voordat ek enigstens dan weer aandag gee. En ek graag vanmôre die Heilige Gees vertrou, dat hy vir ons regtig dit sal openbaar, amper soos 'n sirkel, wat hy rondom ons wil trek. En by elkeen van ons plek om te sê, skakel nou net eers af wat betref hierdie wêreld en al die dinge rondom ons. En begin konsentreer op dit wat regtig hier staan, want wat hier staan is die kruks van die kruks. En dat julle sal besef dat dit wat Paulus hier skryf, is eintlik die sleutel om die hele skrif en die skrifte van 66 boeke te verstaan. Hier sit ons regtig met die sleutel om alles vir ons oop te sluit en vir ons perspektief te gee vir die spesifieke tyd waarin ons leef en hoe ons nou na hierdie wêreld behoort te kyk. Hierdie is regtig waar 'n kruks en ek gaan dit bly beklemtoon en sal dit weer beklemtoon. En daarom wil ek net weer nog 'n slag en 'n bietjie dieper aan daai groot woord wat ek daar neergeskryf het, as die sleutelwoord wat my betref tot die skrifte. Ek vlek op aan. Die Engelse sal praat van the elect of the election, jy weet daar. Waaroor verskil kerke en verskillende denominasies en teologie die meeste? Wat is jy weet soos daar ek dink ek het dit al julle genoem van daai een persoon wat baie ingaan op statistiek, hy hou van statistiek, en hy het gesê 92% van dit wat in die Bybel geleer word, stem alle Christene met mekaar saam. Hulle verskil net oor 8%. Net oor 8% verskillende. En daai 8% waaroor hulle verskil, ja, kerke en die hele kerklike gemeenskap, kom ons noem dit nou so, in verskillende rigtings. Want hulle stig af omdat hulle nie saamstem het. En een van die, ek het eenslag vir julle so 5 groot verskille, wat deel is van daai 8% het ek vir julle gegee. Maar die grootste waaroor daar die meeste, nou nog vandag nog gedebatteer word, en ek sien op die sosiale media word dit nou weer baie keer word, en nou jy so weer 'n hoofpunt, is die hele ding oor die sogenaamde uitverkiesingsleer. Met ander woorde, ons het 'n Arminiaanse leer daaroor en ons het 'n Calvinistiese leer daaroor. En dit jaag mekaar weet op. Ek het so een of ander tabel dat ek nog hulle tyd net weer in die hande moet kry vir julle dit te wys. So met ander woorde, ons het verskillende standpunte oor die hele saak van die sogenaamde uitverkiesingsleer. En almal van daai teoloë, predikante, wat ook al, sal altyd wat aanhaal, Efesiërs 1 vers 4 en 5. En dan wat my betref, en ek sê arrogant nie. Maar wat my betref, is dit die hele punt. Jy weet wat eintlik daar erg staan. En dit is waarom hierdie Eklekomaai en daai wat ons lees daar in vers 1 is so 'n ontsettend belangrike woord dat ek net iets by dit nog moet sê voordat ons enigstens kan verder gaan. Dat ons kan perspektief kry op vers 4 en vers 5. Die res kan ek vir julle opsom van wat eintlik daar sal uitstaan as dan 'n uitvloeisel. Dit is die kruks oorspronklike. En ons moet dit verstaan. En dit lyk net vir my dat baie Christene, en waar ek baie keer ook bedien het, nog al die tyd die punt is dit nie kan doen. Dis as 'n grond. Dit is 'n bietjie te hoog vir my, ek baie keer gehoor. Ek dink nie ons verstaan dit wat jy sê. En toe ek net weer geervaar dat hier benodig ons regtig die Heilige Gees se insig dat ons kan begin verstaan wat daar staan. En hoor wat mense sê, veral in die afgelope 3 weke, wat in die wêreldgeskiedenis binne 3 weke afgespeel het, het ek dink die Christendom in sy geheel verruk, want ons het almal besef, binne 3 weke, hoe die hele landskap van hierdie wêreld kan verander. En dat 'n mens voel na dobber, jy weet, en toe kom ek maar weer terug, lei die Gees maar net weer terug. Wat nou eintlik hier besig is om te gebeur, is om 'n ruimte te skep waar binne my kinders in die kerk, wat aan my behoort, gemeente, my liggaam, my kinders, kan begin besef wat regtig staan in Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. So ons sit hier met 'n baie diep sak, en daai woord
dit om hy die twee stamwoorde, dit is eintlik 'n stamwoord, die stamwoord daarvan wat in twee gedeel is eintlik, jy kry dit baie keer in die Griekse taal, die kombinasie tussen twee begrippe, eintlik dan vorm dit 'n woord, 'n hele nuwe begrip en 'n nuwe leiding wat dit dan weer gee of 'n nuwe boodskap. En die groot een is die soos daai ek, en soos wat jy ons sê van die glink, daai is 'n interessante Griekse syfer wat daar gebruik of 'n letter wat daar gebruik word. Maar ek, dit beteken uit, en daai lego begin, wat beteken ek sê, ek spreek, nee, uit, spreek. Maar nou wil ek, julle moet net gehoor, en ek weet, hierdie is nou regtig 'n dieper lyn. En ek kom nou nog daaraan. En ek het het nog nooit met ander gedeel nie, ek deel het met julle hierdie dieper in, dan gaan ons so 'n bietjie dieper in. In die seminare kon jy net 'n lyn trek, want jy wil kom by 'n spesifieke punt. Maar nou kry ons die kans om so 'n bietjie dieper te grawe, en ons tyd 'n bietjie daarmee te vat, want ons het tyd, ons het nou tyd. Want julle wat hier by my sit, ek deel het met julle. Gaan nog nie daarmee verder nie, ek deel het met julle. Daar ek uit, wat hy daar so, daai ek uit, daai eerste deel, is die, hoor nou mooi, julle wat grammatikaal, die nou weer onderrig is, taalkundig. Daai ek, is in die Griekse taal 'n primêre posisie. Die ek, gelyk ook ek, uiterlik ook ek in die Grieks, is 'n primêre posisie. Hoor jy? En daai posisie beteken eintlik 'n posisie van oorsprong. Hoor jy? Oorsprong. Wat nou gesê gaan word, kom van uit hom. Uit. Daai woord is uit, beteken wat nou gesê gaan word en geopenbaar gaan word, kom van uit hom. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die kern daarvan. Hy is die boodskap. Hoor jy? Dis die uitdeel daarvan. Met ander woorde, omskryf het ek dit so geformuleer, van waar in aksie, hoor nou, van waar is die posisie, dis die posisie van die oorsprong eintlik in God self, die posisie wat hy neem, waaruit nou gespreek word, wat vanuit hom is, as 'n openbaring van hom. Van waar in aksie of beweging. Dis 'n belangrike woord daar. Die Engelse woord is motion. Hoor jy moet dit net begin ervaar. Hy spreek dit dus, hy spreek dus uit van hom wat in homself is as 'n openbaring van hom. Met ander woorde, dat dit wat hy spreek het te doen met 'n aksie of 'n beweging of 'n motion. En dit alles dus het sy oorsprong, hierdie hele saak van 'n aksie en 'n beweging en 'n motion, het sy oorsprong in hom. Dit kom vanuit hom. Met ander woorde, die oorsprong van die uitverkiesing kom van hom, as 'n openbaring van hom. Maar hy benodig 'n onderwerp of 'n voorwerp. Hy sien posisie, is wat taalkundig primêre posisie, maar vanuit die primêre posisie kom daar nou in, wanneer daar 'n voorwerp kom, 'n voertuig kom, waardeur hy dit wat hy bepaal, wat hy wil openbaar van hom, in 'n aksie, in 'n motion moet uitvoer. Hy moet dit uitvoer deur 'n voorwerp. En daai voorwerp, waardeur hy toe hierdie plan wat hy het, hierdie openbaring van hom, wat hy in beweging wil bring, wil uitbring, is in Christus. En dit is bepaal nog voor die grondlegging van die wêreld, dat hy gaan dit uitvoer deur die tweede deel van hom, wat hy gaan openbaar in die tyd en wat hy die Seun. En waartoe die Seun as in sy seunskap alreeds in die ewigheid klaar voor ingestem het, bestem, ingestem het, sodat hy as God wat die oorsprong is van hierdie God idea, wat van hom afkom,
deur die Seun gaan uitvoer. En wat is dit wat hy toe gaan uitvoer? Met ander woorde, wat is die hele doelstelling van hierdie hele saak wat hier genoem word, elect, uit verkiesing. Wat ek verkies om dit so te doen, van my weet is, vanuit my aard, dat ek 'n vader is, en my as 'n vader wat ken, en ek gaan deur my Seun wat ek daar sal stel en genereer, en laat kom in die gestalte van 'n seun, sodat ek my eie kinders deur geboorte myne kan maak. Maar die Engels sê ons nou baie beter. Ek het hoeveel keer gesê, maar hulle nou weer sê. Wat was dus hierdie intention, hierdie voorneme, God idea, wat 'n openbaring is van homself, en hoe hy dit gaan uitvoer? Wat is dit in werklikheid? I am, basically. I am going to birth my own children. Voor die grondlegging van die wêreld. Wat hy laat hom ken as 'n vader, as die hoogste openbaring van hom, nog voor die grondlegging van die wêreld. En in my eerste 2 sessies van daai 8 wat ek vorige jaar oorloop na verlede jaar maande verduidelik het dit, ek gaan nou nie meer terug daarna. Dis sy voorneme, dis sy plan wat hy gehad het nog voor die grondlegging van die wêreld. Ek gaan mense maak. Maar ek gaan daai mense myne maak deur geboorte. Want hy het geweet, die enigste manier om hulle vir homself te behou, was om iets van homself in hulle te plaas. En dan gaan hy hulle vir homself hou, die ander gaan wegval. Hy sal hulle nie kan behou nie. Kyk hoe hy probeer om deur die Ou Testament, deur die Ou Verbond, te werk met mense, om hulle by hom te hou. Ons kom nou weer daarby. Want hy het nie gewerk, hulle val kort van hom af, weg. En daarom sal hy nooit by die punt kom om iets van homself, sy eie saak, sy eie lewe vir hierdie geboorte in hulle in te plaas, en hulle so dan syne te maak deur geboorte en te verseël vir die ewigheid. Dit was sy plan, dit was sy voorneme, nog voor die grondlegging van die wêreld, en hy het dit toe uitgevoer. En hoe het hy dit uitgevoer? Die skepping. Toe sit hy die skepping in plek. En nadat hy die skepping in plek gestel het, is die doel van hierdie skepping. Hierdie skepping wat julle nou sien, sy hele doel was, sodat Vader God sy plan, sy voorneme kon uitvoer. En daai voorneme is klaar vasgemaak, nog voor die grondlegging van die wêreld, met die tweede deel van hom, die Seun, wat daartoe ingestem het, waarvan Petrus vir ons sê, ook in Openbaring van ons hele raai tekste weer van by, wat hy dit deurgegee, dat nog voor die grondlegging van die wêreld, is die Seun al geken, as die geslagte lam van God. Want daar het hy al gekies toe die Vader vir hom net om het te demonstreer gevra het, Seun, ek wil graag hê dat jy die mense wat ek gaan maak, sy lewe sal wees. Hoor wat ek sê, sy lewe sal wees. En dan die Seun dan net om het voor te stel, terug te ry na die Vader toe vir die Vader sê, dis reg so Vader, ek sal hulle lewe wees. In die oomblik toe hy dit sê, en om verbind daartoe, kies hy onmiddellik in die ewigheid alreeds vir die kruis. Toe dit wat hy op aarde sou kom uitvoer in die hemel klaar plaasgevind, staan vas. Hy was dus 'n redder, 'n verlosser in gereedheid, lang voordat daar sondaars was wat gered moes word. Hy het my eintlik toe al klaar in hom gevind, voordat hy my arm verloor het. Hoor jy? Dit is so majestueus, so aangrypend, dis hierdie hele saak waarvan vers 4 en vers 5 praat. Van vers 4 en vers 5 verder praat juist oor die hele saak van die kindskap. Wat was sy beplanning? 'n New species, 'n new race, 'n nuwe skeppingsras, 'n nuwe bloedlyn van incorruptible seed, wat die corruptible seed van die eerste keuse van die eerste Adam sou doodmaak, sodat die laaste Adam, van daai
daai ou saad mors gemaak het aan die kruis, kan opstaan as die laaste Adam. Dan gaan nie meer 'n Adam wees. Eerste Adam, laaste Adam. Sodat hy die tweede mens kan word, want hy die eerste mens mors gemaak, binne die graf gesit. En nou kan ons 'n nuwe mensheid word in hom. En gebore word vanuit sy saad in 'n hele nuwe bloedlyn. En ons uithaal uit die saadlyne, bloedlyne van hierdie wêreld. Wow. Exchange. Omruil. Dis wat gebeur die dag wanneer jy tot redding kom. Toe haal jy net daai corruptible seed van die eerste Adam uit. En hy plaas jou oor in die incorruptible bloedlyn van die laaste Adam. En hy haal jou uit die hele geskiedenis van die sondeval uit, dis nie meer jou geskiedenis. En hy plaas jou oor in die geskiedenis van die hemel, van die ewigheid al voor die grondlegging van die wêreld. En die oomblik wanneer 'n sondaar nou die naam van Jesus red en aanroep, red hy daai persoon op grond van die ewigheidskruis. Wat toegepas word deur die historiese kruis, waar Jesus het vir ons kom afhandel en kom waar maak. So ek onmiddellik in hom verborge. En ek is in sy bloedlyn van sy kinders vir ewig, verseël vir die ewigheid. Ek is in 'n nuwe bloedlyn. En nou kan julle ek moet baie verstaan wees om te sê wat ek wil sê. Nou kan julle vir julleself indink. Waaroor gaan dit in hierdie wêreld van die begin tot nou toe? Waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit in die geskiedenis van hierdie eerste skepping wat gaan vergaan nie? Hy gaan tot 'n einde kom. Hy is net daar as daar 'n konteks waarbinne hy sy plan kom uitvoer. En nou hy aan die einde daarvan, wanneer hy sy kinders ingesamel het, en dit is afgehandel in die laaste ene kom in, dan word hierdie skepping tot 'n einde gebring en omgeruim, vervang met 'n nuwe aarde waarin geen verderwing is en 'n nuwe hemel wat het later van tyd besoek word. Hoor jy? Dis wat ons op pad is wat ons is klaar deel daarvan. Dis ons erfenis. Kunskap, erfgenaamskap, troonskap, saam met ons sy koninkryk. Koninkryk, nie as 'n koning met 'n klomp onderdane, maar daai koninkryk beteken 'n huishouder met 'n vader met kinders wat uit hom uitgebracht is. En erfgename van ons. En hy ken jou by die naam, want jy sê, en jy al klaar hier word en verseël vir die ewigheid. Hoor jy? Nou kan jy vir jouself indink, met watter perspektief, net ons groepie wat vanmôre hier is, kyk ons na hierdie wêreld en die wêreldgeskiedenis. En die wêreldtoneel en al van die wêreld. In hierdie wêreld gaan dit net om twee dinge. Waaroor gaan dit in hierdie wêreld net om twee dinge? Waaroor gaan dit? Afkoms. Grondgebied. Dis die twee dinge. Van die begin af. Grondgebied gekry, eerste Adam, teen dit gekies, toe sy kom hy in hierdie verderflikheid, weg uit die paradys uit. Kyk net hoe daai geslagte wat toe gevorm is na die sondeval. Kyk net hoe korrup en daai lotte geword dat hulle tot demoniese gewees het, tot demone die hemel met hulle kom gemeenskap het. Dit is so korrupte spul gewees dat God so sorry gehad het vir hierdie verskriklike ding wat hier gebeur het. Dis die woord wat eintlik gebruik word vir berou. Hy was so sorry daaroor gewees. Hy was so in sy hart verruk dat hy sorry voel is oor dit wat nou hier gebeur het. Dat ek die hele lot uitmis. Behalwe Noach en Sevan. En uit Noach se 3 seuns. Bou hy nou weer die menslike ras. Maar verhaal, waaruit hy nou 'n verbondslinie begin vorm, is uit Sem. Maar kyk, daai lotte was so, hulle was verskriklik te kere gegaan. Hulle het wat so onderdruk. En dit was hier onderdruk, was geen wet, daar was niks gewees. Korrup geraak. En toe kom dit by die punt. Dat hy toe by Abraham, Isaac, Jakob
'n pad begin ry. Die eenheid wat jy daar afgebeeld word. Want Abraham is 'n afstammeling van Sem. Hy vat hom met daai bloedlyn, nie die ander twee. Sien, hy vat hom daar. En hy vat hom nou deur, julle dink al daai geskiedenis. Abraham, Isak en Jakob. Verander die naam van Jakob na Israel. En in die 12 stamme van Jakob, Israel, vorm hy nou dan die volk Israel. Maar hy is eintlik besig om 'n bloedlyn te vorm uit hierdie 12 stamme uit, om dan uiteindelik uit deur een van daai stamme dan vir hom die eintlike een voor te bring, wat voor die grondlegging van die wêreld bestem was om daaruit gebore te word, as die laaste Adam, wat hy noem sy seun, uit die stam van Juda. En die ander 10 stamme breek weg, en die ander 2 stamme bly oor Benjamin, wat die gebied van Jerusalem besit het, en die Judeese gebied was dan Juda. Nou kan hy gebore word uit die stam van Juda, en hy kan later van tyd koning word en priester word, alles in die Leviet nie, want die wet het verander deur die kruiswerk van Christus en sy opstanding, sê Hebreërs 8. Die wet het verander, en omdat die wet verander het, kan hy nou koning en priester saam wees, want daar is 'n nuwe bloedlyn. Incorruptible seed bloedlyn. Met ander woorde, wanneer iemand is gered word uit Israel of uit Moslim of wat ook al, word hulle oorgebring vanuit die corruptible seed van die eerste Adam en ingeplaas in die incorruptible seed van die laaste Adam. En hulle is nie meer 'n Moslim nie. Hy kan na geboorte Moslim wees, hy is nie Moslim. Hy kan na geboorte 'n Afrikaner wees, maar is hy nie meer Afrikaner. En my hart kan heel wat lekker klop oor Afrikanisme. En dit is nie meer my bloedlyn nie. Want julle moet nou weet, onthou, dit gaan oor bloedlyne in hierdie wêreld. Maar in hierdie ou wat hier voor julle staan, hardop 2 bloedlyne. Nou wat een is op my eintlike bloedlyn? My pa was Dutois, dis Frans. My pa was Kriege, dis Duits. En hier hardop 'n Duitse en 'n Franse lyn in hierdie liggaam van my, wat 'n resep is vir 'n oorlog. En tribes, en al die goeders, tribes in Suid-Afrika, maak ons julle dan dood, is besig om mekaar te beveg, want hulle beveg wat? Die grondgebied. Dis my grond, ek het dit gekoop, is myne. Waaroor gaan dit in die Midde-Ooste? Grondgebied, afstammeling, hoekom? Sê die moslims nou vir mekaar, nogal interessant. Ons is die afstammelinge van Ishmael, en die Jode is eintlik afstammelinge van Isak. Isak. So met ander woorde, ons het dieselfde stamvader. Wat is die stamvader? Abraham. So wat op julle wil aanspraak maak, maar ons ook op aanspraak, want ons het dieselfde stamvader. Abraham. Maar Abraham is nie ons stamvader. Jakob is nie ons stamvader. Maar Vader God is ons stamvader, waar het ons nou gebore is deur die Seun, wat vir ons die lewe is. En daarom kyk ons op 'n heel ander manier na hierdie land van ons. En kan ons byvoorbeeld nie ons Afrikaanse, wat noem mense, boerevolk, wat noem hulle, vergelyk met Israel nie, want dan is ons weer besig om terug te beweeg na 'n bloedlyn wat verby is, waar ons nie aanbehoort nie. En ons vergoedelik dit weer asof ons parallelle kan tref tussen Israel en ons. Dis presies wat gebeur met die hele saak van die sogenaamde Brits-Israelse beweging. En van die boerevolk beweging. Hoor julle, dis presies dieselfde, Brits-Israels. Dit is die 10 stamme wat weggebreek het en veral dan gevorm het vanuit Brittanje en omgewing in die Keltiese lande. En dis nou waaruit ons stam, wat ons geval het, die 10 stamme, die verlore stamme van Israel, so ons is direk verbind aan Israel, vir ons.
Ons kom nie uit die dienststand uit. Ons kom vanuit die heidene. Wat Paulus gegaan het, na die openbaring gekry van die nuwe bloedlyn, van die nuwe Christus in my, die nuwe bloedlyn. Het hy geneem vanuit die Jode, na die heidene. Ons kom uit daai heidendom, wat niks geweet het, van Antiochia, daai hele gebied, oorspronklik. Efese, waar jy hier praat nou met hulle, rou heidens afgoderry op afgoderry van die afgode Diana. Want jy kom van die Griekse lyn, kom van die Romeinse lyn, en daar gaan ons alweer. En die hele Romeinse ryk wat beëindig is, met Constantijn, rondom 300 na Christus. Die laaste skeier van Rome was, en hy word tot die Christendom bekeer veral om die invloed van sy ma Katharina, en hy word die eerste paus eintlik, van die hele denominasie van post-Romeins, die Rooms-Katholieke kerk. Wat kom vanuit die Romeinse ryk met die keisers wat opvolg, so die paus is die keiser. Kom uit van Medes en Perse, en daai Medes en Perse het 'n wet gehad dat as daar iets katedra afgekondig word vanuit die koninklike, keiserlike troon, dan mag dit nie herroep word nie. En in daai lyn is die hele Rooms-Katolicisme gevorm, en as die paus gaan sit op sy katedra, daai pauslike troon het julle nou baie keer die afgelope tyd gesien, en hy gaan sit op dit, en hy kondig dus 'n konsilie se besluite af, as X uit X katedra, dan kan dit nie herroep word nie. Dis al die groot 7 leerstellighede van die Rooms-Katolicisme kan nie teruggetrek word nie, want dit is deur die paus op verskillende tye ingegrafeer, ingebad ook al. Ex katedra, volgens daar die wet van Medes. Kijk nie wie leef het. Ons kan ons nie vergelyk met Israel. Ons kan nie parallelle trek nie. So onmoontlik. Waarmee is ons besig? Daar kan ons besikkie. En as jy trots in ons pikkel en pakkel. Maar wanneer ons nou na mense kyk ons na mense as mense. Wie hulle ook is. Wat 'n keer hulle ook al het. Ek het nou eens wat vir 'n man hy briefie gegee, daai hele boekie wat op te sal om te sê, oh, thank you very much, because I give you as a present. I said, oh, thank you very much, but I'm a Muslim. He said, no, that doesn't matter. That doesn't matter. Because Jesus, died for you also. He also died for you. I said, I wouldn't read it, sir. I wouldn't read it. Please, read it. Ek het hom nooit weer aan gesien. Dit is 'n one-stop gewees. Vir van Amsterdam. Maar ek glo dat hom in die hemels soek ek ons na mense. Daarom het ons nie 'n probleem met enige rasisme. Nie probleem daar. There's an aching in our hearts for people that is on their way to eternal hell. En julle sal agterkom met wat ons ook bespreek het as leiers in afgelope tyd. Is ons wil nie denomineel verbind wees nie. Ons wil Christus verbind wees. Mense moet hier by die ware omgeruilde boodskap van die kruis kom, sodat hulle ingebore kan word uit die bloedlyn van Christus. Dis wat ons wil. Ek soek daarna, ons werk daarna, ons pleit daarvoor, en dis besig om vorm te kry, dat ons in hierdie gemeenskap, dat ons hier 'n goeie verloskinde kan hê. Eternity. Geboorte op 'n baie goeie manier kan verduidelik en kan deurbreek na Jesus toe. Vir hom help om sy voete te vind en die regte voeding te kry, eers sagte kosies en dan met die stylere kosies. Mooi netjies te versorg en nie
net na geboorte vir hom hoop voor die voordeur van die kraam rigting